ons vra die Here se seën op ons studie. Onse Vader in die hemel, weer eens wat 'n voorreg is dit nie, dat ons U kan ken, die waaragtige God. En al die woorde wat uit U mond uitkom, is waarheid. En dankie vir dit, Vader. Ons lewe in 'n wêreld waar mense praat, en baie keer is daar mense wat sê hulle kennis, en as ons na hulle luister, dan word ons bekommerd, want ons hoor dis net dwaase woorde. So dankie vir U woord wat 'n lig is vir ons voet, 'n lamp vir ons pad. En terwyl ons uit dit studeer vandag, Vader, mag U Heilige Gees ons lei. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons lesstudie vandag handel oor profesie. Die fondasie van profesie. Is dit wat in die Afrikaans is? Grondslag. Die wat? Grondslag. Die grondslag van profesie. Nou, as ek na dit kyk, en ek weet jy, ons lees, of laat ek dit eerder so stel, ek as 'n student van profesie, is altyd beïndruk met inligting wat ek ontdek. Weet jy, Ellen White het gesê in die boek Handelinge van die Apostels, in die, ek dink die laaste hoofstuk, waar sy oor die boek Openbaring praat, het sy gesê dat in die Openbaring, dit is die boek Openbaring, kom al die boeke van die Bybel tot 'n punt. En as jy in 'n mate, as jy nie die Openbaring het nie, dan al die boeke was geskryf, maar daar is nie 'n punt nie. Daar is nie einde nie. Maar terselfdertyd, die boek Openbaring op sy eie, sonder al die ander, kan 'n mens ook nie studeer nie. En wat ek opgewonde was oor in die lesstudie, weet jy, ons lees van in Esegiel, onthou jy moes die lesstudie gedoen het, kry ons daardie 4 snaakse gerige, ja. En ek het altyd gewonder, wat is dit? Weet jy, as jy nou praat, en ons het oor dit studeer, in Openbaring hoofstuk 4, lees ons van hulle, en hulle kom aanhoudend uit. Jy praat, ons hoor aanhoudend van hierdie 4 diere. En ek het gewonder, hoekom praat hulle van 4 diere? Dis met daai koppe. Ja. Die een is 'n mens. Wel, die ander een, maar weet jy, as jy kyk, die een is nie eens 'n mens nie. Ja. Weet jy, ek weet nie van julle of julle baie hierdie video's kyk wat van aliens praat. En baie keer as jy van hulle gesigte sien, dan dink ek hulle uit die Bybel gekry. Dit is nie so nie, omdat as ek kyk na die hakskeen van een van die diere, lyk soos 'n kalf. Het jy nie gesien? En ek het gewonder, is dit omdat Esegiel nie die regte woorde kon kry vir dit, beskrywing. Ek wonder as ons mense wat nou so sê 70 jaar terug, nog nie eens so lank nie, so 30 jaar terug, wat dood is, nou op wakker maak en jy wil hulle nou vertel van die selfoon. Wel, dis 'n boks, maar so nou, ons het nie woord om dit te kan, hulle sal dit nie kan verstaan nie, self nie woord selfoon. Gaan jy nou self toe om te bel? Ja. So, Sien jy die tikkieboks? ja, nie nou die tikkieboks nie, ja, presies. En ek dink, baie keer as ons uit die profesie lees, en 'n mens kyk na die visioene wat hulle gehad het. Paulus sê, wat in die gedagtes van die mens opkom, van die hemel, kan ons nie eens aandink nie. Hoe beskryf jy dit?
As ek kyk, die hele lesstudie gaan oor wat? Wat gaan die hele lesstudie oor? As 'n mens dit moes opsom in 'n sin. Ekskuus? My gaan door die troonkamer. Dis presies, die troonkamer van wat? Van God. Dis die troonkamer van God. Weet jy, iemand vra vir my, toe hulle nou sien hoe mooi is ek aangetrek. Gaan jy begrafnis toe? Of gaan jy kerk toe? Toe sê ek nee, ek gaan kerk toe. Wat 'n kerk? Ek sê ek 70 Adventis. O, julle is die ouens wat nie op Sabbat werk nie, nee. En ek kyk hom so en ek wonder, is dit regtig waar die naam of die manier hoe ek wil hê die mense moet my ken? Ek het 2 dae wat ek na vakansie van Sondag en Saterdag. Wat ek nie werk nie. Hulle sê, o, julle is die ouens wat nie vleis eet. Ja. Weet jy, terwyl ek so na hom gekyk het, ek gewonder nou, wat moet ek nou sê? Ek hou nie van die idee dat hy dink ek werk nie. Ek werk, ek moet wat werk toe. Ek. En ek het daar gedink en besef dat hulle nie God ken nie. Jy sien, die doel van die Sabbat is om die ware God te identifiseer. Dis die doel van die Sabbat. Die Sabbat is daai teken dat die God wat ons aanbid is die skepper van die hemel en die aarde en van die mens. Die wat op ander dae aanbid, besef nie dat daardie God is nie die skepper nie. Omdat ons kan alleen die skepper God aanbid op die Sabbat, omdat dis wat hy gedoen het. En hoekom dit vir my so belangrik is, die woord sê in Johannes hoofstuk 17 vers 3, wat sê dit? Ek gebruik dit gereeld, wat sê dit? 17 vers 3. Is dit die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur. Het julle gehoor? Die wat God? Die waaragtige God. En wie? Jesus wat u gestuur het. Nou dit laat my dink aan Johannes die doper. Toe hy nou praat van Jesus. Hy van Jesus gesê, hy kom van bo. En ons kom van af, onder. Ons kom van die wêreld. Ons praat soos mense van die wêreld. Maar ons moes iemand gekry wat van bo gekom het om ons te kom verduidelik wat gaan bo. Nou as ek dink in die Ou Testament het God probeer deur die verskillende hoofstukke wat ons gelees het om te probeer beskryf wat is bo. Maar weer is die taalgebruik 'n probleem. Iets wat interessant was. Julle het gekyk na 'n woord Shekinah. Dan kyk nou, wat het julle opgetel wat so interessant? Nou, as ek julle gevra, wat is Shekinah? Wat is dit gewoonweg as ons praat van die Shekinah? Ja, lig, dit is nie. Wel, dit is die teenwoordigheid van God. Weet jy, onthou toe die tempel klaar gebou is en die Here is gelukkig met dit, toe kom sy heerlikheid af. Hulle noem dit die Shekinah. Maar dit is interessant om te sien dat die woord ook sê dat daardie woord eintlik ook bedoel wat? Tempel. Die verblyfplek. En die tabernakel. Okay. Het is interessant dat dit die huis van God is. Nou, hoekom ek dit uitbring? Nou, dit is interessant as 'n mens kyk na in die heilige van heiliges, die Heilige of Heilig, wat kry mens daar? Nee, die ark en Jy kry die ark en wat nog? 10 gebooie binne in die ark. Okay, wat nog? Die engele, daar's 2 engele wat so oor mekaar buig. Oor die, wat is seat noem hulle dat? Die engele met die seraf. Die mercy seat, ja? Die seraf daarby. Dis die seraf, ons praat nie. Nou dis interessant, 2 van hulle. Nou
weet jy, ek moet so 'n bietjie dink weer. As ek dink aan die tuin van Eden. Die engele het by die hek gestaan. Hoeveel van hulle? 2 serafs. Dis interessant, weer 2. Wat gekeer het, dat die mens weer in die tempel ingaan. Wat is die tempel? Sy naam? Eden. Paradijs. Ja. Paradijs. Nou dit was Eden. Nou die tuiste van waar? Van God. Ja. Nou die mens was gekeer dat hulle daar kon weer inkom. En dan hoor ons in Esegiel van Lucifer. Die moorester, maar dit is in Jesaja waar die moorester genoem word. Maar in Esegiel dan. Skus tog, ek wil net sê, ek lees die Bybel leer, maar ek op soms van goeters en dinge wat gebeur het, dit is elke dag van hoor, was hier te goud gekry, was hier, was daar. Toe skryf ek daar by Gerifs, of Serifs, ek noem julle wat ek weet nie. Ja. Moes ek die parlementsgebou op was, by die plek op was. Ja. Toe skryf ek daar, dis die eerste security guards daar gestel. Ja. Eerste security guard, dis waar. En hoekom was hulle gekeer om in te gaan? Vir die boom van lewe. Nee, hoekom, dis waar om daar uit te kom, maar hoekom was die engele daar geplaas? Oor hulle gesondiging, maar Ek soek nog. Wat het die woord gesê? Ek dink julle moet saam met my gaan na Genesis hoofstuk 3. Julle moes dit lees. In Genesis hoofstuk 3, onthou ek nou my Engelse Bybel hier, soos vir julle moet lees. Later dan gaan ek my Afrikaanse een gebruik uitneem. So Genesis hoofstuk 3, dit is wanneer die Here besluit hy gaan nou iets doen. Dit's nadat hy die mense kleedstukke gemaak het en alles. Dan sê dit in vers 22. Iemand lees vers 22. Jy moes dit gelees het, maar lees dit 22, ja. toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons. Kom ons stop net, ek gaan jou aan. Wat het die mens geword? Een van ons. Nou, wie praat nou hierso? God wat nou praat. En hy sê van die mens, hulle nou soos een van ons geword. Nou is interessant, ek is wat bedoel jy? En wat sê hy verder? Nou het die mens geword soos een van ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitgesteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Wow. Toe stuur die Nee, net so ver. Laat ek ons so 'n bietjie dit aan dit kant. Die Here praat met die Here, met mekaar. Hey, hierdie mense het nou geword soos een van ons. Wat nou die verskil ken tussen goed en kwaad. Ons moet keer dat hulle by die lewe, boom van lewe kom, sodat hulle nie ewig kan lewe nie. En wat dink jy aan dit? Dis nogal 'n vreemde. Sê die Here werklik daar, dat dit moontlik is, dat die mens kon soos God geword het, dat vir ewig kan lewe. As hulle net van die boom geëet het. Hy sê so. Dit gaan nie so aan. As hy praat van een van ons, dan praat hy van homself of die Heilige Gees. Van wie praat hy aan? Nee, hy praat van die mens. Ja, maar Die mens het gesondigheid. Hulle is nou soos een van ons. Van ons, ja. En wie is ons? Wie is ons? Ja, dit is God, ons praat die drie enige, maar kyk, ek wil hier met so 'n bietjie dink. Hierdie verhaal wat ons gehoor het van die lesstudie van hierdie jong man wat gedink het hy het nie God nodig nie. Dis alweer 'n God wat nie God nodig het nie. Ja. Nou om te dink jy's een van ons is om te dink jy's God, Dis wat ek bedoel. maar jy's nie God. Jy sien, ek wil hier met iets weet. Om God te wees moet ons van die boom eet. Maar moet God vir die boom eet? Nee. Nee, hy is die boom. Hy is die lewe. Maar wat doen hy dan? En ek dink hy het amper so gepraat.
Wat beteken dit? Dominikies. Hoekom lag julle as ek dit doen? Ek wil dit nie heeltemal wat hy sê nie. Dit is, hy sê iets, maar hy sê dit sarkasties amper, maar dit is om te dink dat die mens nou slim is. Maar jy dink jy is slim, maar hy is uit die klas, is dit? Jy dink jy ken die verskil tussen goed en kwaad. Jy dink jy is God. Jy sien, dan wil jy moet iets kyk. Hierso praat hy van Adam en Eva wat van die boom van goed en kwaad geëet het. Hulle het nou 'n kennis ontvang om te weet tussen goed en kwaad. Maar dit is nie waar nie. Jy sal nou net sien hoe kom ek sê. Hulle dink hulle het. Dis wat hulle dink. Maar hulle het dit nie eintlik. Maar hulle dink dit. Nou wil ek julle moet dink aan 'n segel en ek dink aan Lucifer. Nou voordat ons verder gaan, baie mense wanneer ek met hulle praat. Wat is die titel wat Esegiel vir Lucifer gee? Die wat? Die morgenster. Ek nie, dis Jesaja wat sê die morgenster. Wat sê Esegiel van hom? Die Here sê ek het jou geskape as 'n wat? Skutengel. As 'n wat engel? Skutengel. Skutengel. Wat's dit? Ja. Iemand wat iets bewaar. Nou, kom ons kom terug weer in die heilige van heiligste. Watter twee engele het jy daar? Die een is dit albei skutengel. Hulle kyk en wat is hulle werklik? Om die heerlikheid te beskerm. Geef my nog woorde vir dit. Die heerlikheid daar is die Shekinah met wie God is. Nou hierdie twee engels se werk is om wat te doen? Om die naam van God te beskerm, om dit regte uit te lê, om dit reg uit te spreek. As weet jy, hulle kyk na God en dan sien hom iets doen, dan sê hulle, dit is wat God gedoen het, en hulle verklaar die waarheid van wat gebeur het. Ekskuus tog, wat is skut in Engels, is dit 'n pond? In die Engels is 'n covering. Nee, ek verander met dit, want dit Lees dit. skut is ook 'n bewaarplek. Wel, dis ook hier twee moes bewaar. En ek wil hier moet aan dink, julle is bewaardes. Ja, van die gebooie. Julle is bewaardes nie net van die gebooie nie. Julle is bewaardes van die waarheid. Wat ek nou eintlik vir julle sê is, julle bewaar die werklike woorde van God. Julle moet dit reg uitlê. Nie uitlê soos julle dink nie. Julle moet dit reg uitlê sodat mense nie 'n verkeerde indruk het van wie God is. Nou ek kom terug by wat ek nou gesê het van wanneer hulle my gehoor ek 70 Adventis. Ek was so verbaas, hulle praat nie van die Adventis gedeelte, hulle praat van die 7de dag gedeelte. Maar ek is ook Adventis. Maar hulle praat nie van die feit dat kerke wat glo Jesus kom weer is ook Adventiste. dit is presies. Ja. Maar sê jy dit vir hulle stry hulle, sê ek mag kyk in die woordeboek? Ja, jy sien die interessante ding, Die eerste dag het dit is. as my identiteit, as God se identiteit moes uitgeleef word in ons naam, dan is werklik 'n probleem. Omdat blyk dit as God net bekommerd is oor die 10 gebooie en wederkoms. Maar is dit waarheid? Luister wat sê ek vir julle. Wat is Johannes 17 vers 3? Wat is werklike die doel van die mens? Om God te identifiseer. As die waaragtige God. Nou wie alleen kan dit identifiseer? Jesus Christus wat U gestuur het. Nou hoekom is dit noodsaaklik dat Jesus moes kom? Nou onthou daar's 2 sheriffs. Julle sê skutengele. Die een sonder twyfel, die woord leer vir my in Esegiel,
dat Lucifer een van daardie engele was. Esegiel gaan verder om te sê, jy was toegelaat om tussen die heilige stene van God te wandel. Nou dit is amper asof ek by julle huis kom en ek skade die Here. Julle weet wat ek doen. Weet jy, in die, hulle doen dit nog ek hoor, wanneer iemand nou iets leer, maar jy het nou 'n kenner en jy het nou appie. Wat doen die appie? Hy volg in die skaduwee van daardie persoon en hy kyk hoe antwoord hy vra. En hierdie engele was in die teenwoordigheid van die almagtige God. Ons lees dit, julle moes dit uit die studie kry. Wat is om God? Ja, heilige lig, soos 'n smarag. Nee, dit was die engele. Nou waar het hulle lig vandaan gekry? Van God. Hulle het sy lig weerkaats. Dit was nie hulle eie lig. Maar daar was spesifiek 2 wat toegelaat was om in die binneste kamer van die troonkamer te wees. Hulle was, ek wil nie sê, ons is vleer teen die muur. En ons kyk na wat aangaan met ons volle oogies, goed. Ons kyk, maar daar's net 2 wat toegelaat is met die kennis om God te kan raak sien. Nou, wat is hulle werk? Hulle werk is om die waarheid te verklaar. Maar een van die engele, wat die waarheid moes verklaar het besluit, hy gaan nie die waarheid verklaar. Wat noem Jesus hom? Satan. Wat noem hy hom? Hy was 'n leienaar van die begin. Moordenaar en 'n leienaar. Wat het hy oorgelieg? Wat werklik in die troonkamer aangegaan het. En leraar, nou het ek 2 vrae. Geribs het vlerke. Esegiel sê 4, die troonkamer sê 6. Maar jy lees nergens dat hy engelsvlerke het. Die engel kom in vorm van 'n mens en dan so, ek weet nie of hulle vlerke het. Maar nou wat van Lucifer? Hy sê hierso, ek het jou van die om jy hoogmoedig gesit en ek jou die vurige stene uit vernietig. Nou het hy nou nog sy vlerke. Laat ek so praat, weet jy, sy vlerke is geknip. Ja. Ek dink ons moet onthou, vlerke bedoel eintlik spoed, omdat as jy dink aan die diere, daar was 'n luiperd met vlerke. Dit was die spoed wat hulle dinge kon doen, jy verstaan. En ek dink baie keer moet ons versigtig wees. Ek glo dat die engele vlerke het, maar dit is om te sê hoe vinnig kan hulle beweeg. Maar ek wil nie eintlik in dit ingaan nie. Ja, so ek gaan nie jou vraag antwoord nou. Hoekom ek dit vra is hy nog sy vlerke? Dan sal hy ons nie kan verneem om te lyk soos Jesus. Wel, dit is interessant. Nou gaan ek julle hierdie vraag vra. Okay, mooi, luister mooi eers. So die een engel het ons nou mooi beskryf. Wie is hy? Hy is 'n geskape engel wat die Here toegelaat het om in sy teenwoordigheid 'n getuienis te wees van 'n skepingspersoon. Luister na my woorde. Okay? Daar's 'n skepingspersoon wat God geskaap het. So hy is al klaar nie God nie. Verstaan? Maar hy is in die teenwoordigheid van die Almagtige. En so met die oë van 'n skepende skepsel kyk hy na God. Nou, jy het nou gesê, wat het God hom oorgegee onmiddellik? Kennis. Hy het nie geleer soos 'n baba om te begin stap en te praat nie. Hy het onmiddellik kennis gehad
van God. Hy het die vermoë gehad om God duidelik te kon openbaar aan wie? Ander skepings. Hy kon die taal van ander skepings praat. So hy kon die woorde van God vat, wat hy kon die dinge wat hy gesien het, wat die hemelse taal was, kon hy vat en sê, in die engele taal, dis dit. Dat hulle dit kon verstaan. Maar as hy in die taal van die hemel gepraat het, dan sou dit nie kon verstaan nie. Verstaan wat ek probeer sê? Die doel van Lucifer was dat hy 'n verteenwoordiger in die teenwoordigheid van God was, wat die skepping verteenwoordig het in die teenwoordigheid van God. Maar die ander engel, wie is die ander engel? Sonder twyfel. Jesus, hy word genoem wat? Michael, die wat engel? Die aardsengel. Nou, waar staan nou die engel? In die teenwoordigheid van die ark. In die teenwoordigheid van God. Nou, ek wil en Ellen White gee in 'n mate die beskrywing wat ek nou vir jou sê. Hierso het jy 'n geskape engel, en hierso het jy God, wat homself openbaar as 'n engel. Maar hierdie engel, dink hierdie engel, is dieselfde. Maar daar is 'n verskil. Nou wie alleen ken die verskil? Wie alleen ken die verskil? God ken die verskil. Hoe verklaar hy die verskil? Hy sê aan Lucifer, ek het jou geskaap. Maar aan hierdie, wat sê hy met hierdie? Jesus is in die geskapen. Wat sê hy, wat noem hy hom? Wat verskillend is as die geskaap. Wat noem hy hom? Sy enige gebore seun. Hebreërs hoofstuk 1 sê, hy sê, ek is die Vader en jy is die Seun. Nou, om dit reg te verstaan, beteken dit, dat hy eintlik sê, jy is ek. Jy is God. Hoe weet ek dat dit is werklik wat God sê? Hy het in Hebreërs hoofstuk 1 sê, aan al die engele, ek wil iets duidelik maak hierso. Hierdie persoon wat lyk soos julle, is nie julle nie, hy is ek. Dis hy. God moes dit verklaar. Nou luister mooi wat ek doen. Sien, Lucifer kon dit nie uitdink nie. Jesus het nie daaromtrent gepraat nie. God het dit verklaar. Dit is waarheid, dis onwaar. Nou in die hart van Lucifer het daar seker twyfel oor gekom. Hoekom kry hy al die aanbidding? Omdat in Hebreërs hoofstuk 1 sê dit al verder. Dan sê die Here aan al die engele, aanbid hom. Hy het nie gesê aanbid Lucifer nie. Hy sê dit is my seun, ek is sy pa, aanbid hom. Dis wat hy sê. Wie alleen kan aanbidding kry? Volgens die eerste wet. God alleen kan aanbidding kry. So God verklaar met sy woord, hierdie, al lyk hy soos 'n engel, is nie 'n engel nie, hy is God. Nou luister mooi, hoe kom ek dit uitvind? Wat het Jesus geword? Mens. Jy het laas keer gestudeer. Selfvernedering. Hy het mens geword, maar wat was hy werklik? Wat was sy naam werklik toe hy mens geword het? Die seun van God. Emmanuel. Wat beteken wat? God met ons. Ja. Hier is die engel, en wil jy moet dit mooi sien. Die twee is in die teenwoordigheid van God. Maar een is God, die ander is nie. Een is die skepping van God, maar hy is toegelaat om in die teenwoordigheid van God te wees. Maar daardan kom dan twyfel in sy gedagtes oor wie is hierdie aan, hoe kan hy nou in die... En ek weet jy,
ons word vertel dat in sekere dinge was Lucifer uitgelaat, gesprek. Hoekom was Lucifer uitgelaat? Omdat dit was die geselskap van die godheid. Daar het hulle gesels oor as mens sou besluit het om nie ons te luister nie, wat gaan ons doen? Hy was nie toegelaat daar binne nie. Maar wie was toegelaat daar binne? Die Seun van God. Nou kom ek gaan so 'n bietjie verder. Hier is Jesus op planeet Aarde. Daar's niks van hom wat hom verskillend maak as ander. Hy is nie langer, hy is nie sterk, hy is niks anders. In elk geval, daar's niks van hom wat ons aandag na hom toe trek nie. Nou, dis wat die woord vir my sê. Nou, hoe weet ons dat hy God is? God het gesê, "U is my seun." Toe Jesus uit die doop waters uitkom, verklaar 'n woord van die hemel. Dis my geliefde seun in wie ek welkom. Nou ek wil amper sê dat hy verder sou sê, aanbid hom. Nie mense nie, al lyk jy nie soos die mens, hy is nie die mens. Hy is God. Nou, daar is 'n rede hoekom ek dit alles uitbring. As jy na hierdie goed kyk, hoekom moes God Jesus stuur? Omdat alleenlik het Jesus die waarheid van die waaragtige God reg verklaar. Omdat hy was nie alleen net 'n engel wat in die teenwoordigheid van God was. Hy het die hart van God geken, omdat hy vir ons gesê het, as jy my gesien het, dan het jy die Vader gesien. Daar's nie een van ons wat dit verklaar. Het hy nie ook weet dat hy God is, sy woorde en sy dade het God gedoen? Dis presies. Die doel van Christus toe hy na planeet Aarde gekom het, hy het gesê, ek het nie gekom om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Ek kom om God aan die mense voor te stel. Nou, luister nou, julle praat. Hy het God mense gemaak. Wat het God met Eva gedoen? Ag, met die Judenasie. Hy het vir hulle die waaragtige God geopenbaar. En hulle was getrou om die letter van die wet neer te skryf. Maar hulle het dit nie uitgeleef nie. Hulle het die woord beskerm, die waaragtige woord van God het hulle beskerm. Maar daar was 'n probleem. Hulle het dit nie self uitgeleef nie. Nou ons, wat later aangekom het, is die waarhede van God se woord geopenbaar aan ons. En ons is daar om die waaragtige God te openbaar, maar baie keer kry ons dit verkeerd. Soos vandag toe die persoon vir my sê, gaan jy kerk toe of gaan jy begrafnis toe? Omdat ek nou mooi aangetrek is. Gewoonlik as ek my hierdie week sal sê, ek sal nooit weer niks te kan. Maar hy vra vir my. En toe ek hom nou sê, wat is my naam, en ek kyk om en ek gedink, ek moet nou 'n bietjie met hierdie ou gaan sit en gesels en hom vertel presies wie is ek. Omdat hy weet nie, hy dink hy ken my, net deur my naam. Hoeveel mense dink hulle ken God, net deur die naam? Nee, jy moet in sy skade weer gaan loop vir 'n rukkie. Nou God stuur sy seun en hy loop saam met die mens, tot op die ouderdom van omtrent 30. En nog 'n paar jaar later, omdat hy was 30 toe hy gedoop is, met sy bediening begin, 3,5 jaar daarna, so hy was amper 34 toe hy dood is. Maar tussen die mense gewandel. En naderhand het hy nie meer net gewandel, hy het opgestaan en begin praat van die Godheid. Die koninkryk van God is soos. En hy begin openbaar.
in die taal wat die mens kon verstaan. Daar was 'n saaier. Weet wat is 'n saaier? En die saad het so jy sien, God moes homself in die skepingsvorm sit om die skepingstaal te praat, sodat hy aan ons kan verduidelik die hemelse dinge wat gebeur in die troonkamer. Omdat daar was 'n ander engel wat gekom het en dit alles getwis. En ek glo, wanneer ek na hierdie goed kyk, ons kan alleen die woord van God gebruik om God te openbaar. Luister my baie mooi. Ellen White is 'n fantastiese skrywer. En daar was ander mense wat net so fantasties die godheid openbaar, maar baie keer weet ek, luister ek na 'n predikant van 'n ander gemeente. En ek luister en ek dink, ja, dis dat. Dan iewes skielik sê hy iets soos, hulle is in die hemel. Ja. Okay, daar sny ek af. Dit is asof ek waterlemoen eet. Dan moet ek iewes skielik 'n pik uitspoeg. Jy verstaan? Hy dit was lekker tot gaan dan, jy verstaan? Dit is hoe ons mense moet ken, en selfs, en ek gaan dit sê, met Ellen White. Daar is boeke wat sy nie geskryf het nie, wat hulle haar naam opsit. Maar sy het dit wel geskryf, maar dit was in alle boeke wat hulle dit uitgevat het en they compiled gedagtes bymekaar gesit, dan sê Ellen White het dit gesê. Totally out of context. Sy sê dit aan almal, maar as jy nou uit die werk gaan kyk waar hulle daardie gedeelte gekry het, was dit in 'n brief aan 'n suster of aan 'n broer of iets wat gevra het, wat moet ek doen? My broer, dit is, en die boodskap was vir hom. Maar hulle vat daardie gedeelte uit, en hulle sit dit en sê, dis vir almal. Ons doen dit by die woord. Daar's gedeeltes in die woord wat kom ons in die lesstudie moes julle sien. Wanneer was Esegiel 'n profeet? Sê weer? Wanneer was Esegiel 'n profeet? Wat 'n tydsperiode? Die tyd van hom, wat die Jode in Nebukadnesar. Dis presies. Hy was 'n profeet wat geroep is gedurende die tydsperiode van die Jode wat in Babylon vasgevang was. Was hy die woord van God? God het hom gebruik om sekere dinge te openbaar. Wat het hy gesê? Jy moes dit vandag, dit was so mooi vir my, weet jy, in 'n Esegiel hoofstuk 11 kry jy daar gedeelte, ek sal jou hart van die klip uitvat en jou nuwe hart gee, en ek sal jou maak dat jy my inset, en dit is in Esegiel 11, maar weet jy, kry hom ook in Esegiel 36, dieselfde woord daar. Jy sien, wat God sê, julle gaan daar wees, maar ek gaan julle nog kry, om reg te wees. So wat ek probeer sê, daar seker dinge, hy het vir hulle gesê, julle moet lekker lewe in Nebukadnesar se plek. Julle moet gaan trou en begin met besigheid, koop huise, bid vir die koning. Bid vir sy dat hy sal streef in alles wat hy doen. Bid vir in die Engels is pray for his prosperity. Omdat if he prospers, you prosper. Dit was die woord aan hulle. So wat ek probeer sê, hierso het ons, en ons gebruik die twee engele. Ons het Lucifer wat die skepingsmond het. En ons het Jesus wat die goddelike mond het. Hierheen praat waar hy, hierheen praat net van die kennis wat hy ontvang.
En baie keer, as ek na mense kyk wat ons kennis gee, dit is ons kennis wat ons oordra aan hulle, nie die goddelike kennis. Jy sien, Leonard, Ja. Jesus kon skep, en die Here al geskep en alles, maar ons glo Satan kan nie skep. Dis waar, hy kan nie. Maar nou wonderlik kan hy muskiete maak. Dit is 'n ander saak van gesprek. Weet jy, ek wil hê jy moet, as ek so luister partykeer, dan dink ek van wat die Leeu partykeer doen, hulle sit en sê, hoeveel engele kan op die kop van 'n naald sit? Nee, wat interessant. Wat ek probeer sê is, we speak from the world's viewpoint. Weet jy, as ek kyk na die mens, en ek kyk na hoe David Attenborough, hy is nou 100 jaar oud. En ek dink aan die dinge wat hy gesien het en alles. En ek luister partykeer en dink ek, ja, ek het daar maar die natuur gesien. Ja. En dan ewe skielik maak hy sy mond op en sê 400 biljoen jaar. Net daar moet ek uitspoeg. Omdat hy praat soos 'n mens wat die kennis van die wêreld moet hê om iets te beskryf wat hy nie kan beskryf nie. Hy was nie daar nie. Maar wie was daar? God was daar. Jy verstaan wat ek probeer sê? God sê ek was in die begin. En dan sê Spreuke vir my, toe die skepping gedaan, ek kennis was daar. Wie se kennis? Goddelike kennis. Nou, God moet homself aan ons openbaar. Nou in die verlede, soos ons in Hebreërs hoofstuk 1 lees, het God tot die mens gepraat, deur profete, wat sy mondstuk was. Maar wat is die probleem met die mondstuk? Hy skepping. Al dink hy ken die hart van God, hy ken net. Dis kom ons sukkel met profete soos Hosea. God sê, begin vat jouself 'n straatvrou. Dit is nou moeilik om te verstaan. Jy sien, ons as skepping kan dit nie verstaan nie, maar God probeer die skepping gebruik om iets te verklaar. Nou ons wil vertel dat die ander Bybel is wat? Daar is 'n ander Bybel. Die wat? Die natuur. Die natuur volgens die woord van die Here verklaar die handewerk van God. Wat is die probleem met die natuur? Dit is geskape. Daar is hy al klaar beperk. Klaar beperk. Die enigste manier wat daardie skepping na die waarheid kan praat is as dit aan hom gespreek is. Nou, kom ons kom terug so 'n bietjie by die les nou om sekere dinge af te rond. Ons praat van Lucifer hierso, ons praat van die tuin van Eden. Maar dit is interessant, die tuin van Eden is ook God se Eden. Dit vind ons in Esegiel. Jy was in Eden, die tuin van God. Dit sê dit daar. Wat bedoel jy nou? Jy was in die teenwoordigheid van God. Jy het saam met hom gewandel. Jy het langs hom geloop. Adam en Eva lees ek in Genesis hoofstuk 2 en 3 dat hy saam met hulle gewandel het. So dit was sy huis, nie hulle huis nie. Nou as ek dink daaraan, hy het die skepping daar in sy huis gesit. Nou kom ons kom by die gedeelte wat jy moes lees het van in Numeri van die tribes of Israel. En hoeveel groepe was hulle geskei? 4. En is interessant, 4 op die ooste, 4 op die weste, 4 in die noorde, 4 in die suide. En wie was in die middel? God was in die middel. Maar wie was om God?
Hey, wie was ongod? Die Die engele. engele. Ja, daar loop. 24, die 24. There's a tribe that's missing. Benjamin. The tribe of Levi. Levi. What was the tribe from Levi? Die priester. They weren't allowed to do anything else but be about God's work. En 'n mate was hulle die engele. Die priesters. Hulle was die mense wat die ander geleer het wat gaan aan hierso in die binnekamer. Maar wat is die probleem met die Levites? Hulle is slawe. Hulle het 'n probleem. En ons sien dit. Die woord sê vir my mense gaan tot ruïneer as gevolg van geen kennis nie. Kennis van wat? Van God. En wie is die probleem? Wie is die ouens wat die probleem veroorsaak? Die priesters. Die priesters verklaar nie werklik wat aangaan in die troonkamer. Toe Jesus in die tempel indoen, wat doen die mense daar binnekant? Julle gebruik my plek om besigheid te bedryf, maar dit is my Vader se huis. Wat julle hierso aanvang het niks met my Vader te doen nie. Rowers belang geword. Jy verstaan wat ek probeer sê? En ek wil julle vertel, dit is in die kerk. Ek praat nie van die buitekant wat ek gaan skoonmaak nie. En dan dink ek aan myself, hy moet my skoonmaak. Hy moet ontslae raak van al die mensdinge in my wat ek van God praat. En hy my toelaat om self te ontvang, laat ek werklik God kan sien. Nou in Jesaja moes julle lees. Nou dis baie goed. Maar wat moes met Jesaja gebeur voordat die Here hom kon stuur? Hy moes reinig word. Die kool moes op sy mond gesit word sodat hy die waarheid sou praat. Ons as 'n kerk het werklik die kolle van God nodig om ons monde weer skoon te kry. Jy sien, en ek kyk na dieselfde studies wat julle gekyk het. Dit is die grondwet van profesie, grondslag. Die doel van profesie, die grondslag van profesie, is om God te verklaar. Waaragtig. Nie soos julle dink hy is. Ek wil een van die boeke wat onlangs uitgekom het wat Oprah voorgestel het. Was 'n witte boek. Wie voorgestel? Wat? Wat wie voorgestel? Oprah, weet jy Oprah Winfrey? Sy het altyd boeke, daar was een spesifieke boek wat Ek sê baie boeke is waar, maar hierdie boek was 'n snaakse boek. I'm trying to recall the name even in English now. Maar dit is waar hulle God voorstel as 'n vrou. Nou, julle weet van wie? Daar's 'n boek. Hulle het selfs 'n film gemaak van dit. And I was like, God is a woman. no, it's not God in the woman, it's got another name. Something about, is it The Shack? God is a Of zoiets. Okay, maar as jy nie gelees, if you don't know, dit is goed. Okay, Google. Ja, you can Google. It's even on Sabbath you can Google. Wat ek probeer sê, in daardie boek word die godheid voorgestel as 'n ou vrou of as 'n vrou. Now ladies, yeah, one for the woman. When I read here, it talks about father. I have no problem with, but as ek praat met my pa, is hy 'n vrou. Hoekom? Die naam sê al klaar die geslag gedagte. Male. En my seun, sê my dogter. Now, why are we confused? En ek kry, en hulle sê, why we don't in daardie boek? But some of it
En Jesus leer ons ook in sy gebed, Onse Vader wat in die hemel is. Sien, ons word voorgestel as seuns en dogters van God. Dit is waar. Jy sien, wanneer dit by die Godheid kom, die man kan hom nie eens beklaar nie, omdat hy is skepper. Net God kan homself openbaar. Amen. Nou wil ek julle vra om probeer. Ons sien alles hierdie praat van die teenwoordigheid van God en God het selfs die Ellen White probeer skryf die goedheid en die liefde van God. Soos die boek Koning van die Joe. 'n Dynamiese boek. 'n Boek soos Strede na Christus. 'n Boek soos Thoughts from the Mount of Blessings. Dit is 'n boek that she wrote. Die doel van dit was dat sy ons alle gespits het na die groot lig toe. Sy was nie die lig. Maar wat het ons gedoen? Ons het daar Lucifer gemaak. Ons dra die lig. Sy kan dit nie doen nie. Hy sê dit self gesê. Ek is die minder lig wat die groot lig uitwys. Julle elkeen is die minder lig wat die groot lig moet uittrek. Julle is nie die lig nie. Sy is nie die lig nie. Lucifer is nie die lig nie. Enige skepping is nie die lig nie. God alleen is die lig. Hy sê ek is die weg en die waarheid en die ons moet ook onthou, hierdie voorstellings wat hulle het van die duiwel, het honger ou met 'n langster. Dit is nie, hy is die mooiste van alle engele. Ons moet onthou, hy is... Ja, maar hy is 'n monster. Ja, maar... Ek wil hê kinders moet nou luister, dan praat ek nie van mooi dinge nie. Smaragde en goed nie, want die Here het hom afgewerp. Nee, dis reg. Jy sien, die informasie wat jy nou net vir my gegee het, wie het my daarvan vertel? Esegiel, God praat deur hom en sê, ek het jou uitgejaag. Laat ek jou vra, wie het die mens uit Eden gejaag? Die Here? Die Here! It's not... Waar kry ek daardie informasie? I read it. Die Here sê, hy die mens het dan gestil geword, hulle dikwels skole. Ons weet hulle uithaal. Wie jou geleid? Wie het vir die duiwel uit die hemel uit? Nou ek wil hê, jy moet iets soos mooi luister. Wie het hom werklik uitgedryf? Uit homself. Daar was oorlog in die hemel. Tussen wie? Lucifer en Michael. Jy sien die twee? Hierdie het nie stil gestaan nie. Hy het gesê, wat sê jy? Dis nie waar nie. He was warring him. Maar dit is so interessant dat hierdie engel wat nie die lig was nie, het dit reg gekry om alle skepping engels te kry om te glo. Of het om te sympathiseer. En ons doen dit nog. Weet jy, een van die dinge met ons wêreld, people are sympathizing of shame. Daardie persoon weet nie wie werklik is nie. Hy wil maar sê, die seentjie weet ook. God het gesê, ek in die begin het die mens gemaak, male en female, aan my deel. Two genders. Jy sien, en wat ek probeer sê, ons lewe in 'n wêreld waar die duisternis so donker is. Mense weet nie, hulle val oor dinge. En ons praat, en ek hoop in my bediening tot julle, sal julle nooit dink ek praat net oor. Ek hoop julle kan nie eens 'n stempel op my sit nie. Daardie ou praat net van die paus. Of hy praat net van,
Ek hoop julle gaan dit nie eens doen nie. Ek hoop dat alles wat ek spreek kom hieruit. Ek dink, ek sê dit regtig waar ek glo dit met my hele hart. Ek dink Ellen White sal hulle graag omdraai. As sy moet hoor hoe ons haar gebruik om mense te oortuig dat God liefde is. En ons gebruik nie die seën nie. Hier Ellen White nie op die kruis gesterf. En ek hoop dat ons selfs as 'n kerk onsself nie hoër ophef soos Lucifer gedoen het. Hy het gedink hy is slim. Dis wat die woord sê. You thought, you lifted yourself up in pride. Ek hoop ons as 'n kerk doen dit nooit nie. Dat ons altyd sal besef dat die persoon wie ons moet ophef, wat Jesus gesê het, as jy my ophef, dan gaan almal na jou toe getrek. Dis wat ons hier moet doen. En so wat ek in die les gekry het is, ons het die voorreg, soos die duiwel, soos Lucifer oorspronklik, om in die teenwoordigheid van God te kan kom en om dinge te sien wat onbeskryflik is. Maar om dit weer moontlik maak om daardie informasie te vat en oor te dra in 'n manier. Nou daar's baie mense wat nie woord het nie. Dat kan ek nie doen nie. So wat is die beste manier om daardie goddelike hoe kan ek mense kry om dit te doen? Access, vir wat jy doen. Wat? Vir wat jy doen. To be the word. Talk is cheap. Wat sê dit? Money buys a whiskey. Talk is cheap. It's time for us as God's children to reflect that beautiful character. Mense moet nie op ons woord gaan nie. Ek lees van die mense in Handelinge dat hulle kyk en hulle kyk na die disippels en hulle sê, daardie mense het met God gekom. Hulle praat soos God. Ons moet ook so wees. Ek hoop dat mense na ons toe getrek word, omdat ons die goddelike liefde van God openbaar. En as ek kyk van wat ek hierso gelees het, daar is 'n sekere groep mense wat God gekry. Oorspronklik was dit die Jode as 'n nasie. Toe vat hy uit die Jode uit 'n tribe, Levi. Hy sê, julle gaan nou van nou af, die mense wees wat my gaan openbaar. En dan was dit so vrot, dat hy besluit het, dis genoeg. En dan hoor ons die woorde, 'n liggaam het U vir my voorberei. En God het homself toegelaat om in ons liggaam te kom met een doel, om die waaragtige God in 'n lewende manier te openbaar, nie net te praat. Hy met hulle gewandel. En ek hoop dat ons, en ek kyk het, as ons die binnekamer van God, en as ons in sy teenwoordigheid kom, ek dink aan Moses, toe hy daar van die berg afkom, sy gesig het geskyn. You don't have to switch on any light. You'll actually have to veil op dat. Jy sal wat doen hulle daar goed dat jy 'n lamp skerm sal jy moet sit. Ek hoop ons voel so dat die mense as hulle na ons kyk en ons so maak. Dat is dit. Ja, maar van naast kyk dan sê hulle, julle is 'n sekte. Jy kan sê los hulle uit as 'n sekte. Jy sien, en dit is waar ek skaam myself as hulle dit vir my sê. Regtig, ek skaam myself. Ek is 'n afskeid is. En ek is dankbaar vir die informasie wat gegee het. Maar partykeer skaam ek vir myself. We are so privileged to have better information.
Ons praat oor seker, we must talk about, ja. As jy 'n boek wil uitgee, gee die boek Koning van die Jode. Daardie boek praat net van Jesus. In so 'n manier dat as jy dit lees, jou hart word geroer en jy wil soos daardie persoon word. Regtig. En ek dink almal van ons, ek wil net eindig in hierdie gedeelte en dis wat ons daar raak gesien het. Nie almal is geroep om liefheids te wees nie. Verstaan dit? Maar ons wil almal nie kyk liefheids maak. Daar's baie mense wat God 'n gawe wil gee om dinge te kan sê en ander dit kan sien. Maar almal van julle kan dit uitleef. Amen. Julle in die lewe. Julle hoef niks te sê. Julle moet net lewe. Die goddelike lewe. En ek dink dit is wat God verwag. Ek dink die tyd wanneer ons werklik goddelik lewe. Ons gaan nie meer kerke kry. Dit gaan oorvloed. Kom ons maak ons oop toe. Onse Vader in die hemel, ons het U werklik so nodig. Jesus, U is die weg, die waarheid en die lewe. En wanneer ons praat, help ons dat ons U sal optel, dat ons sal sê, Jesus het dit gesê, of Jesus het dit gedoen. Help ons dat ons nie van onsself sal praat. En ek dank U Vader vir die lesstudies. Dankie dat dit my gedagtes so prikkel. En ek bid Vader in die hemel dat die wat geluister het, dat hulle so ook geprikkel is. Dat hulle wil U ken, die waaragtige God en U Seun wat U gestuur het. Ek vra dit in Jesus naam. Amen.